Prys die Here. Ek eer die Here vir julle elkeen mense, dis ons eerste tweede diens en ek dank die Here. 2 dienste bedoel ek op 'n Sondag. Onthou julle daar by Jackal on the Beach, vir almal wat daar was toe ons begin het ons baie vroeg begin. En dit was baie joy. Amen. Dis die laaste Sondag wat die oop stoele is. Stem ons saam. Die tweede diens lyk vir my, as die manne wat wil laat slaap, gaan baie wees. Of slaap nie laat nie, amen. Ja, nee man, nee. Yes, dis dood. Bietjie fire, kom staan gou weer op, staan net gou op. Net so bietjie lewe weer. Kyk gou na die ou langs jou, sê, lewe jy, is jy wakker, is jy hier? Prys die Here. Fire. Amen. Prys die Here, daar sy. Prys die Here, kom ons sit. 'n kind van die Here is vol vuur, jy's vol lewe. 'n kind van die Here het nooit, jy weet, hierdie traagheid in hom nie. Halleluja. Maar die Here is met elkeen en die Here is lief vir elkeen. En jy's kosbaar, maar jy moet lewe hê. Maak net so mense, ons het lewe. Ons gaan wakker wees in hierdie woord. Luister gou mooi. Jesus stap, hy loop. Daar's 'n tyd in die lewe wat jy moet nee sê vir dinge in die lewe. Daar's 'n tyd wat jy iets baie dringend nodig het in jou lewe, maar as God gesê het nee, dan is dit nee. En baie keer lyk dit vir jou na die uitkomste. En glo my, jy het gebid vir die uitkomste, en dit lyk na die uitkomste, en dit lyk vir jou net presies reg, en dit kan vir jou net werk, maar God sê nee, dan is dit nee. Mense, Jesus kom, en ons ken sy bediening, ons het die grootheid van ons majesteit, het ons gesien hoe hy die pad geloop het. En ons sien hoe Jesus elke reël wat Vader ingestel het, nagekom het. Want wie het die reëls om alles nagestel om die aarde? Ek praat nie van wette nie, ek praat van natuurwette, ek praat van die gebeure om die aarde, hoe die aarde moet funksioneer. Wie het gespreek en gesê, laat land en see skei? Wie het inspraak in ons lewe? Wie het gesê, laat daar lewe wees en Karel lewe? En Karel is vandag 'n boer en hy's 'n ingenieur en hy's 'n man wat lief is vir die Here en hy stap 'n pad, maar daar's 'n tyd wat Vader vir hom sê, Karel, nee. Waar Karel gedink het, dis die uitkomste, dis my pad, dis wat ek moet doen. En dan kom baie keer in ons lewe so effens 'n skudding, wat ons vir onsself sê, Here, hoekom gebeur al hierdie goed dan in my lewe? Hoekom, terwyl ek dit so nodig het, sê U vir my nee? Mense, net God weet wat is die beste vir elkeen van ons. Net God weet dat hy 'n beter plan vir jou het, want daai oomblik wat jy doen wat jy nie moet doen nie, beteken baie keer, dis die einde van jou pad. Dis baie keer juist die versoeking wat die bose daar stel, en God kan nie versoek nie, sê Jakobus, dan is dit net die bose. En ek en jy moet in daardie absolute gehoorsaamheid beweeg, om die stem van die Here te hoor. Nou, vanoggend, die 8 uur diens, gaan oor die nee, maar die 10 uur diens gaan nie oor die ja nie, maar dis 'n opvolg van die 8 uur diens, om die stem van die Here ten alle tye te hoor en te besef, wanneer het God gepraat, en wanneer God praat, moet ek doen. Ek moet doen. Mense, te veel mense hoor die stem van die Here, baie hoor hom, maar hulle doen nie. Hulle verwag dat God daardie deel ook moet doen, waarvoor hulle gebid het. God gee geleenthede. Maar die Here gaan nie vir jou die saad in die grond sit nie. As jy oes wil hê, as jy mielies wil hê, gee vir die land, hy gee die vermoë, hy gee die kennis, maar jy, kind van God, moet daai saad nog gaan kry, en jy moet die regte variant kry, en in die regte grond sit, in die regte seisoen. En glo my, as die reën dan kom, wat God gee, gee hy ook die groei, en jy het 'n goeie oes. Nou ek het daai studie al gedoen, vandag is dit al baie beter, met die nuwe tegnologie wat daar is, maar as jy een pytjie wat jy plant, uit een put, wat jy in die grond insit, en God het gesê, doen dit, en jy doen dit, en jy het gebid oor daai grond, en jy het gebid oor daai mielieput, dan kry jy 3, wat kry jy uit 'n mielie uit? 3 maal 900 putte terug. 3 maal 900. Dis 'n goddelike reël. God het dit ingestel. Maar as jy niks ingesit het nie,
Wat kry jy terug? 900 maal 3 niks. Dis niks. Dis vir ewig niks. En dis waar baie mense sit. As God nee gesê het, moenie plant nie, dan plant jy nie. Dan gaan jy 'n oes hê. Dalk nie uit milies uit nie, maar God gaan na jou kyk en hy toets jou geloof. En baie van ons het hierdie land en ons het hierdie lewe voor ons en ons het hierdie geleenthede en die Here sê baie keer vir jou, wag, moenie plant nie. Ek het iets beter, ek het 'n beter plan vir jou lewe. En dan sê jy, nee, maar ek wil nou plant. Kind van God, daar's 'n tyd in jou lewe om net te wag. Nie iets ryp te druk nie. God het 'n beter plan vir jou lewe. En nou sê ek nie vir jou jy moet niks doen nie. Jy moet juis geloof in Hebreëus. As jy mooi gaan kyk wat dit beteken, as jy in geloof staan beteken, dit wat ek glo, dit doen ek ook. Ek doen. Want wanneer God praat en hy lê 'n woord in jou hart, dan doen jy dadelik wat God vir jou sê om te doen. Jesus kom en hy stap in Lukas. Ons moet, voor ons Lukas lees, moet ons Lukas eers verstaan. Lukas was 'n dokter gewees. Hy het uit Sirië gekom. Lukas was nie 'n Jood nie. Hy's ook nie een van Jesus se disippels gewees nie. Hy het eers na Jesus opgevaar het tot ware wedergeboorte gekom. Baie mense dink hy was 'n disipel, hy was nie. Hy was 'n disipel na die tyd, ja, maar nie een van die 12 nie. En Lukas was hierdie absolute perfeksionis gewees. Hy was baie so Stean gewees, die somme goed moet klop, die dinge moet net werk, 'n perfeksionis. Met ander woorde, alles wat hy skryf, voor hy hom skryf, het hy sy studie gaan doen. En hy het doodseker gemaak, dis die waarheid. Gaan kyk 'n bietjie Lukas 1, sê hy self ook, hy sê ek het gesien almal skryf, maar ek wil eers my navorsing gaan doen. Ek wil eers kyk wat dit die waarheid is. En daarom, toe Lukas die boek Lukas skryf, het hy 'n deeglike studie gaan doen, voordat hy hom geskryf het. En jy kan sien, hy het gespesialiseer as dokter. So hy praat mooi van die melaatse, hy verduidelik dit mooi, die vrou wat in bloedvloeiing ly. Hy vat hierdie termes alles in Lukas, en hy verduidelik dit vir my en jou. Maar hy gaan verder, hy noem elke statistiek, wat nodig is, wat ek en jy in die toekoms kan gebruik, om ons geloof te versterk in Christus. En Lukas kom en hy skryf, hy sê basies, Jesus toe hy gebore is, het Jesus op 'n stadium gekom, wat Jesus gedoop moes word. Wow, Jesus gedoop moet word. Hy kom dan uit die hemel uit, hy is dan heilig, hy is dan die Messias. Hoekom moet Jesus nou gedoop word? Want dit is 'n goddelike reël. Hy moet in die wil van God wees. So hy sê, nee vir, moenie jou nie laat doop nie, en hy sê, ja, ek moet dit doen. Ek moet in God se wil bly lewe. Amen. Amen. Nee mense. Nee mense. Amen. As hy. Ek wil net seker maak jy's wakker. Prys die Here. En terwyl hy so na almal kyk, Johannes die Doper. Hy skryf terwyl Johannes die Doper kyk. En Johannes en Matteus skryf het ek baie mooi en sien hoe Johannes die Doper deur almal so kyk en hy weet sy taak is, Johannes die Doper het net 'n kort bediening gehad, 'n kort pad wat hy moes loop, 'n man wat uit die woestyn uitkom, 'n man wat geen aansien gehad het nie, wat velle vir klere gedra het, 'n man wat in die woestyn van wilde heuning en sprinkane gelewe het. Hy het nie die luxury gehad van McDonald's en Kentucky en al hierdie gemak in die lewe wat ons vandag het, en nog minder van wat die mense in daai tyd gehad het. Dink 'n bietjie daaroor. Hy leef in die woestyn en hy kom uit die woestyn uit, kind van God, en wat doen hy? Hy verkondig net die volgende, hy sê, stop julle sondes, hou op sondig, en dan kom 'n Romeinse soldaat en hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy sê, stop jou sonde en laat jou doop. Stop jou sonde en laat jou doop. Dit is 'n goddelike reël, laat jou doop. Nie hoe moet ek gedoop word nie, soos die Bybel sê. Dis wat Jesus gedoop is, klaar, einde van die saak. As jy begin redeneer, dan weet jy Satan is besig met 'n versoeking, wat doen jy? Jy sê, nee, ek luister nie eens na jou nie, want in die Bybel staan hoe ek dit moet doen. Soos wat my Messias dit, soos wat hy gedoop is. Nie soos dit ek wil nie, daar staan jy moet, want tot die Messias is gedoop. Nou kom Jesus, en hy kom stap aan, saam met sy disippels, na die Jordaan toe. Maar Johannes, as jy baie mooi gaan lees, het Johannes so na almal gekyk, en hy sien die gees van God so met tye oor iemand, dan dink hy, hier kom die Messias, dan is die gees weg, dan sê hy, nee, nog nie, dis nie regte ou nie.
En op 'n dag, toe sien hy, hier kom iemand aan, en hy sien die gees van God oor hom teenwoordig, en hy weet, dis die seun van God. Dis die seun van God, wat gelei word om vandag gedoop te word, en 'n eenvoudige man, die woord sê, Johannes was die eenvoudigste van almal, maar hy is die grootste in die hemel, van ons almal. Amen. Hoe wil jy groot wees in die hemel? Nederig, eenvoudig en opreg te wees. Opregtheid van hart. God kyk nie na al jou dade nie. Jou dade is belangrik, want dit is wat uit jou hart uitkom. Maar kry jy jou hart suiwer. As jou hart suiwer is, kan die Here God kragtige dinge deur jou lewe doen. Prys die Here. Amen. Amen. Kind van God, hy het Jesus gedoop, en na Jesus gedoop het, kom die Heilige Gees, en dit is wat belangrik is. Ons wil almal 'n dubbele salwing hê. Wat sê Elia vir Elisa, toe hy sê hy wil 'n dubbele salwing hê? Hy sê, nou het jou moeilikheid begin. Nou begin jou moeilikheid. Hy sê, het jy die harde pad gekies? Lees dit, gaan lees dit. Gaan kyk 'n bietjie, wat het hy vir hom gesê? Hy sê vir hom, nou het jy die harde weg gekies. As ons kinders van God in waarheid wil wees, kies ons nie gemak in die lewe om laat te slaap in die oggend en nie. Ons kies tyd om op te staan te bid, want ons het die salwing nodig. In die salwing lê nie 'n slaap in die bed nie. Die salwing wil werk. Die salwing sê daar's min tyd. Tyd hardloop uit. Ons moet 'n saak reg kry. Die salwing in jou beteken nie ek gaan sit agteroor en ek kyk net na 'n mooi preek nie. Maar die salwing leer jou, as jy dan wel 'n mooi preek gekyk het, jou eie Bybel te vat en te begin Bybel lees, want God praat met jou deur die woord. Amen. Amen. En dis daardie woord wat ons baie keer sê, ek hoor nie die stem van die Here nie. Gustav, en maak ek die Bybel oop, na ek lekker gebid het, en dalk 'n woord gekyk het, dan praat die woord skielik met my. Gister toe ek Psalm 23 in die week voor dit gelees het, en ek sien die Here is my herder, was dit net vir my 'n skrif gewees, en ek kon dit quoteer en sê die Here is my herder. Maar nou skielik, nou dat ek die Bybel oopmaak, in die vuur van die Heilige Gees, wat gebeur? Die Here is my herder. Wow, hier's iets groot wat gebeur. Amen. Amen. Dit maak 'n mens opgewonde. Dan lees ek die Bybel met vreugde. Dan is dit nie meer 'n boek en net woorde nie, dis God se woord wat in my hart kom lê, en dit gee my daai vuur. Dit het vir my gesê, nee vir passiwiteit. Dit het vir my begin nee sê vir moenie meer kind van God soos die wêreld in die wêreld gelykvormig wees nie, maar staan uit. Hoe staan jy uit? Wanneer 'n ander ou kla, dan sien jy lig. Wanneer 'n ander ou sê, as jy weer hoop nie, Karel, dan sê ek, hey Boeta, jy ken nie my God nie. Kom ons bid. Wat sê die Here? As hy sê nee, dan is daar nie lig nie. Maar die God wat ek ken, mense, as die mense woord net maar gelykstaande kan wees in die woord van God, om ja, jou ja te maak en jou nee, dan gaan die lewe baie beter vir jou wees. God sê, laat daar lig wees. Mense, oor duisende jare, na hy daai woorde gespreek het hy nooit sy woord teruggetrek en hy was ontrou nie as lig. Daar is elke dag lig. God sê, laat daar lewe wees. Hier sit jy. Wat maak jy met lewe? Mou klaar? Gee op? O, lewe is swaar. Ons land het nie hoop nie. Ek sien nie 'n toekoms nie. Nee. Ek sê nee vir dit. Ek sê nee vir dit, want God is in die saak, en God het nog altyd woord gehou. So vernuwe jou gemoed. Kom in daardie posisie, wat jy ten alle tye lewe sien. Christene moet weer die wêreld ingaan, en nuwe besighede begin. Nie werk gaan soek nie, besighede begin. Christene moet weer opstaan, en die voortou neem. En mense moet kan vra, hoe kry jy dit reg? Want ek het 'n keuse gemaak. Ek sê gelyk staan in hierdie wêreld nie. My God, die Gees van God lei my. En hy lei my juist deur storms, sodat ek 'n getuienis kan hê. En sodat daar waar ek aan die ander kant die opdrag is, gaan ander kant toe, tussenin, ander kant en hier, was 'n storm. Ek het nie nee gesê en omgedraai nie. Ek het daai storm gevuis. Gelyk of my boot gaan sink. Ek het die Messias wakker gemaak en begin bid. Sê, Here, gee nie vir my om nie. Wat sê die disipel? Here, gee nie vir ons om nie. Ek bid dit ook baie keer. Here, gee nie vir ons om nie. Dis vinnig. Dan sê die Here, my kind,
As ek nie vir jou omgegee het nie, het jy nie nou vandag gestaan waar jy staan nie. Amen. God gee vir jou om. Maar jy moet hom baie keer, moet jy gaan na Jesus toe, op daardie kussing, waarop jy voel, in jou lewe, jy bid in die plafon vas, wat jy voel, daar is die antwoorde nie. Here, ek het U nodig. Man, het jy my al gesien 'n tantrum gooi? Das ek skaam na die tyd, maar God het nog altyd geantwoord. Hy het geantwoord. En hy sal antwoord in jou lewe. Maar luister mooi. 'n Passiewe Christen het 'n passiewe uitkomste. 'n Passiewe Christen is 'n skande vir die evangelie. 'n Passiewe Christen glo dit moet sleg gaan. Want dit het met pa, oupa en ouma sleg gegaan. Jou bloedlyn is nou Jesus. Jou bloedlyn is die meester. Nou wil ons in vloeke nog vashou in die verlede. Dis jou geloof, dan gaan dit maar so wees. Dan het jy daai vloeke. Maar as jy vandag kan sê, van hierdie oomblik af, my bloedlyn is die meester. Ek is vrygekoop. Hy het nie halwe werk in die kruis gedoen nie. Hy het jou vrygekoop. Maar omdat ons bly glo in hierdie verlede, terwyl hy sê, moenie terugkyk nie, terwyl hy sê, moenie teruggaan na die verlede toe nie, gryp ons baie keer nog na die verlede, en wat gebeur dan? Die verlede speel uit, want dit sal vir jou wees wat jy glo. En dan hardop is vir een beraader, en hy volgende een toe, terwyl ons ander moet gaan beraad het, dat jy op die plek al moet wees, dat jy so vol is van die gees van God, dat hierdie wêreld moet skud om jou, want waar jy beweeg, moet daar genesing kom. Moet daar Jesus wees. Amen? Amen. Kind van God, Jesus stap, en hy word gedoop. Net na hy gedoop is, dan begin jy moeilikheid. Luister mooi. Hoekom begin jy moeilikheid? Want dit wat in jou was, is nou uit jou uit. Jesus het nie 'n demoon in hom gehad nie. Maar dit, na hy doop, die ou mens, kom om jou weer aan te val. Hy wil weer terugkom. Hy wil weer die ou gewoontes terugbring. Hy wil die leuns terugbring. Hy wil hê, jy moet glo, jy is nie goed genoeg nie. Hy wil hê, jy moet glo, jy is nog in die laste en sonde, lus nog altyd om 10 pakkies sigarette te rook en te drink en te horeer in die sonde te staan. Dis die ou mens gewees, wat nou afgewas is, en hy wil jou bly volg, en vir jou sê, kom man, maak van hierdie klippe brode. Hy wil na jou toe kom, en hy wil vir jou sê, man, ons kan 'n baie beter lewe op hierdie aarde hê, hierdie Christendom werk nie, en dis wanneer jy moet nee sê, hy sê, ou mens, toe jy in my was ek verlore. Ek gaan nie eers in my gedagtegang weer plek gee nie. Wyk agter my. Want daar staan, moenie Here jou God nie versoek nie. Moenie Here jou God versoek nie. Want wie is nou in my? Die Heilige Gees. So, ou mens, jy versoek hom, weg. Want dis wat gebeur. Direk na die doop, dan kom daai ou mens met al sy demone, en hulle wil terugkom. Die woord sê, hulle gaan na verre dorre plekke, hulle keer weer terug, maar as hulle hierdie huis gevul kry met die Gees van God, kind van God, dan brand dit hom, dan wil hy kan nie terugkom nie, maar jy moet sterk staan. Jou wil, om God te wil dien, en liefde wil hê, soos 'n Paulus, wat die een oomblik geval het, nadat hy die stem van die Here gehoor het, en al die ou mens, die ou Paulus is weg, die ou Saulus is weg, het hy opgestaan, en hy het nooit weer omgedraai nie, nooit weer nie. Nooit weer, hoekom wil jy? Nee, dis 'n lewenskeuse, dis 'n besluit. Amen? Amen. Dis 'n lewenskeuse. Luister mooi. Jy moet 'n verskil maak in jou area, waar jy bly, in jou lewe. Dis Christendom. Maar as jy heeltyd wil kla en moan, wil teruggaan, en dinge wil hê, soos wat jy dit wil hê, gaan vra eers God, gaan bid eers, hoor eers by die Here, wat wil hy hê? En dit is, wat van jy so mooi is, toe Jesus uit sy 40 dae vas, nadat hy sy doop ontvang het, toe gaan vas hy. Mense, onthou julle ons 21 dae vas, was hard hierdie jaar. Prys God. Hoekom was dit hard? Want God vertrou ons. Hy vertrou ons met die geestesdinge op 'n hoër vlak. En 'n hoër vlak is altyd harder om op te klim. En ons het dit gemaak. Nou kan ons nog op hoër vlakke gaan. So ons kan sê, die Gees wat in my is, hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. So, ek sien kans vir die lewe. Want deur hierdie vas het ons baie geleer. Jesus vas 40 dae sonder water, sonder kos in 'n woestyn. Ja, dis erg. Dis net die Gees van God. Dis net hy, dis net die Messias, net 4 manne in die hele geskiedenis van die woord
kon hierdie tipe vas gedoen het. Ons weet, Henog het dit gedoen, buite Bybelse boeke. Hy het gesê, ek kan doodgaan, maar ek sal nie eet of water drink voor ek die aangesig van God nie beleef het nie. En hy het tussen die waters gebly, en God het hom weggeruk, en God het die hemele vir hom gewys, en die grootheid, en dis 'n fantastiese deel van die geskiedenis van die verlede. En ons kyk selfs Elia het deur die woestyn gehardloop, God het hom een keer gevoed, water gegee, brood gegee, en daai man is deur die woestyn vir 40 dae, maar dit was as gevolg van 'n lewenskeuse. Dit was 'n lewenskeuse. Ons sien Jesus het dit gedoen. En Moses het dit gedoen. En nie een van hulle het die dood deurgegaan op die einde nie. Dis nie maklik nie, maar die pad wat hulle geloop het, as jy 'n gesalfde van God wil wees, man en vrou, stap die pad. Moenie kla nie, stap die pad. As probleme kom, dan sê dankie dat U my meer vertrou. Dankie vir hierdie situasie, Here, want ek sien alweer hoe U hom gaan oplos, hoe U my dalk gebruik, Here, in hierdie saak, want ek gaan op 'n hoër vlakkie uitstap. Amen. Amen. Klaar. Christendom, jy moet God sê. Jy moet God sê. Ons is nie 'n ruggraatloos nie. Christene is nie 'n softie storie. Want ek's 'n Christen nie. Hey, ek's 'n Christen, want ek lewe 'n ware God in my. Jy praat nie so lelik hier voor my nie. Jy vloek nie so naby my nie. Hey Boeta, jou karakter lyk baie beter as dit. Moenie so praat nie. Kom ek vertel jou van my Abba. Kom ek vertel jou van my meester. Sê nee vir sonde, sê nee vir hierdie goed, want een woord, een verkeerde woord, een kinderstorie kom lê in jou hart waarna jy luister. En mense, glo my, dit is saad in die grond. Op die einde sit jy met 'n oes wat jy nie wil hê nie. Jy sit met 'n oes wat nie nodig is nie. Jy sit met dood in jou huis, in jou lewe, in jou menswees, want die uiteinde van skinder, al hierdie goed is sonde. Wie is die vader van leens? Satan. Die woord sê dit. Hy's ook, as die Engelse Bybel sê dit baie mooi, he's also the Lord of the fleas. Vlee. Ja, staan nie woord. Ja, ek sê dit nie. Staan nie woord. Maar luister mooi. Wat wil jy in jou lewe hê? Lewe, lig, oorwinning, leef dit dan. God gee dit vir jou, en hy gee dit vanoggend vir jou. Jy moet jou hande op siekes kan lê en hulle moet genees, want ek glo, klaar, ek glo. Ek twyfel nie, as ek vir jou bid, ek glo. Hoekom? Want my saak met God is gebed, is lewe. Ek kan foute maak, maar hy gaan nie foute maak nie. Dis nie ek wat jou genees nie. En jy kom nie na my toe terug en jy sê vir my, wow, my oë, ek was blind, of my oë was swak, en na jy vir my gebid het, yes, kyk, verheerlik God. Ons verheerlik God in alles. En ons moet dit begin lewe. In jou huis. Wanneer jou vrou weer kla, dan sit jou hand so op haar skouer en jy bid vir haar, Johnny. En wanneer jou man weer moedeloos is, dan stap jy na hom toe, dan sê hy, daar is nie tyd vir dit nie, staan op. Want die Gees van God het ons sterk gemaak. Gees van God het ons sterk gemaak. Paulus kom, en hy is baie moedeloos. En Paulus sê, Here, ek het 'n doring in die vlees. Hy het net so lank klagte. En hy sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, hierdie stryd is vir my nou te veel. En Here sê vir hom, Paulus, in jou swakheid is my sterkte. En Paulus het daai woorde tot op die einde onthou. Luister mooi, Paulus het daai woorde tot op die einde onthou. Want dit was redding. Genade. Ons is almal lief om te sê, die Here het vir my genade gegee. Genade is 'n baie groter woord as wat ons besef. Genade in realiteit en werklikheid is 'n wapen. Genade beteken, God is so goed vir my, dat ek gaan nie weer terugval nie. Genade is nie 'n rede om weer sonde te doen nie, maar dis 'n wapen om sonde te beklei. Onthou dit. Daardie woorde wat Paulus ontvang het, wat Vader vir hom sê, nee, as jy gekom het, dat ek jou vandag, Paulus, moet jammer kry, maak jy 'n fout. As jy gekom het, dat ek moet sê, ja, gou Paulus, jy het so baie gedoen, ek verstaan jou, voel maar vandag so 'n bietjie depressief, voel maar 'n bietjie af, ag, trek maar die kombers bietjie oor jou kop, en dis, nee, wat sê die Here vir hom? Dit klink of hy nie simpatie het nie, hy sê, my genade is vir jou genoeg, man, staan op en loop, doen die ding, vuis. Paulus staan daar aan fire op, hy staan op vuur op. Ons weet dat hy op die einde op 'n skip gesit, en as jy nog moet hoor by 'n engel, hierdie skip gaan sink, en ek is vasgemaak in boeie. Nee, ek is nie bang nie,
Want God het ook gesê, niemand gaan sterf nie. God doen nie halwe werk nie. As die skip moet sink, is daar 'n rede vir dit. Hoekom het die skip gesink? Want anderster was die evangelie nie in Melite nie. Paulus, jy's dan die evangelis. Hulle moet spyt wees Paulus op daai skip, dis kom hy gesink het. Want die evangelie moet eers Melite toe nog gaan. As hy nie op daai skip was nie, het hy verbygaan, want wie sal die evangelie op Melite verkondig? Hoekom moet hy dan sink? Baie keer moet iets sink in jou lewe, wat groot is, en die gevolg is, almal ly daaronder, omdat God jou meer en kragtig wil gebruik. Die lewe is 'n plan van God, 'n boek wat hy geskryf het oor jou lewe, 'n ideaal vir jou lewe. As jy gedink het, jy sit vandag hier, en die Here sien jou nie raak nie, daar's 'n nut vir jou lewe, in hierdie bediening. Daar's 'n nut vir jou lewe in hierdie bediening. En sê jy nee, stap die pad. Jy sal terugkom. Ek verklaar dit, jy sal terugkom. Want jy gaan eers jou werk hier klaar maak, al vat dit 10 jaar, maar jy gaan dit doen, en ons gaan siele wen vir God. Amen, klaar, einde van die saak. Daar's nie 'n storie van speel meer nie. En as jy gedink het in gevoelens, en ek is nie goed genoeg in daai dinge nie, nee, dis nie wat God gesê het nie. Hy sê, jy is goed genoeg. Amen, hy sê, jy is goed genoeg. Daarom staan ek en jy op, en dis maak 'n verskil. Paulus het dit gemaak, al moes hy swem. So, wat leer jy? Jy moet nog swem ook in die lewe. Jy gaan moet swem, Boeta. Jy gaan moet swem. Daar's tye wat jy moet swem. Amen. Swem te oorleef. God gaan nie, hy het nie Paulus aan sy nek gevat en uitgedra en op Melite gesit en gesê, ou Paulusie, nou kan jy evangelie verkondig nie. Sy getuienis moes wees, ons het almal gelewe, ons het geswem, dit was in die winter, dit was koud geweest, ons klere was nat. Mense, toe gaan ons verder, ons gemaak hout by mekaar, want net om vuur te maak, daai mense was so gasvry op daai eiland, want God het in die harte gewerk, want hulle moet die evangelie kry, so hulle was voorberei. En wat gebeur? 'n Slang pik vir Paulus, die woord sê giftige slang. O, hemel, nou moet ons dokter toe. Ek kan nie sonder kerk toe gaan nie, 'n slang het my gepik. O, hemel, ek kry myself, jammer, ek gaan nou doodgaan. Is dit jou geloof? Is dit jou geloof? As dit jou geloof is, dan gaan ons nog 'n goeie pad stap dat jy geloof kan kry. Glo my. Paulus, vat daai slang. Meisiekind, daai slang sit so op hom. Daai vuur het al gebrand met daai warm hout. Ek dink goed gebrand. En hy vat sy hand en hy hou hom so en hy praat met die manne en hy sê, julle moet Jesus Christus volg, manne. Julle moet in die evangelie van Jesus loop, julle moet in die waarheid staan, julle moet julle sonde stop, julle moet julle sommer laat doop ook, en julle moet nou tot in waarheid kom, en die siekes kom, dat ek vir julle bid, en die slang val af in die vuur, maar, glo my, as die slang jou pik, het jy pyn. Hy het pyn gehad. Hy het koos gehad. Jy is nie gevrywaar nie, maar hy kla nie daaroor nie. Dit gaan oor Jesus in die evangelie. Maar fokus ek op die pyn, kry ek myself jammer. Help my asseblief. Help my asseblief. Nee, ek wil jou help, kom. Paulus sê, kom manne, kom. Hulle kyk hom eers so aan, hulle sê, hey, dis 'n verskriklike moordenaar hierdie. Hierdie is 'n erge ou. Karel, hulle kyk hom so, hulle sê, hey, hierdie ou, pas op vir daai man. Maar toe hy die slang afpik en hy kom niks oor nie, toe sê hulle, gaan vir daai man. Toe dink hulle hy's 'n godeman. Maar op die einde het hulle besef, hy's 'n godsman met 'n groot God. En hulle neem daardie God aan. Gaan kyk na die geskiedenis van Melite, is vandag 'n Christen eiland. As gevolg van 'n Paulus, 'n skip wat gesink het en 'n slang wat hom gepik het. Wat kan God in jou lewe maak? Hoe kan hy jou gebruik? Riata, wil jy nog bid en jy sê, Here, maak my gesond, dan bid jy vir ander en kyk, word hulle gesond. En op 'n dag dan sê jy, die slang in my lewe is ook afgeskit, ek is gesond. Amen. Amen. Dis die God wat ons dien. Jesus leer ons iets in Lukas. Terwyl Jesus loop, na die vas, en Satan hom versoek, draai Jesus om en hy sê, net God moet verheerlik word. Selfs hy vat nie verheerliking nie. Net God moet verheerlik word. En hy sê, Satan wyk.
as ons self jammer kry, as by 'n plek kom in die lewe, wat jy voel jy word benadeel, as jy kom by 'n plek in die lewe, wat jy voel, jy is nie sterk genoeg nie, dan sê jy Satan wyk. As jy by 'n plek kom in die lewe, van 'n ander evangelie, wat nie die waarheid is nie, by 'n plek kom wat jy sê, of by jouself dink, ek is nou vanoggend te moeg, ek gaan nie kerk toe gaan nie, ek het vriende wat kom kuier, dan sê jy ook Satan wyk, want hier moet ons groei, en hier moet ons ander siele inbring, want elkeen wat vandag hier sit, gaan op die einde van die dag 10, 20, 30 siele hê, wat jy weer gaan bedien, 'n pad wat jy met hulle gaan stap, jy gaan dalk 'n selleier wees, daarom moet jy groei, en as jy gedink het, God meet jy in jou finansies, jou omstandighede, God meet jy in jou gesondheid, maak jy 'n groot fout, God kyk na jou hart, en as jou hart suiwer is, kind van God, gaan ons 'n pad hardloop, en ons gaan 'n verskil maak. Jesus vat 12 disippels wat hy kies, 12, net 12, hy het nie 120 nie, toe hy daai 70 so wegloop, sê vir hulle, in Johannes 6, hy sê vir hulle, hy kyk hulle so, hy dink by homself, julle het die wonderwerke gesien, julle het die grootheid gesien, julle het God beleef, en julle draai julle rug op my, en hier staan 12, en hy kyk vir Petrus so, en hy sê, Petrus, gaan julle ook, loop, gaan, wat sê Petrus vir hom, hy draai om, gaan lees in Johannes, hy sê, Here, wie sal ons volg, as ons u nie volg nie, hy kon na sy besigheid toe gaan, hy het nie gekeld om sy geld nie, want hy het meer as genoeg gehad, die arbeider is die loon werd, God het na hom gekyk, God het na hulle gekyk, God sal na jou kyk, maar dis 'n tyd om nee te sê, en nie om te draai nie, daai gevoel van omdraai kom, dan bestraf jy hom, dis 'n demoon, wat jy wil terugtrek, dan sê jy nee, ek gaan doen wat God behaag, amen, en dis waar God jou karakter gebruik, Here, ek voel siek vandag, Vader, dan druk jou hand in die lug, en jy sê, Vader, genees u my vandag, en dan stap jy na 2, 3 broers toe, of susters toe, wat opreg is, wat nie skinder nie, wat hulle nie besig hou, want leens, onthou, is demone, so, ons hou nie leens en sonde by ons nie, by Heilige Gees, en vra vir gebed, en staan weer op, en stap hierdie pad, in 'n passie, as jy 'n passie het vir Jesus, kind van God, is jy suksesvol in jou besigheid, en in jou lewe, in alles, jy gaan nie 'n tekort hê nie, ek gee jou daai versekering, want ek het dit beleef, ek weet wat dit is, volg Jesus, ek kan getuig, ek kan nie oor iets getuig, as ek nie self daardeur is nie, ek is daardeur, ek weet wat dit is, en daarom wil ek vir julle moed gee vandag sê, volhard in Christus, ek haas my om af te sluit, luister mooi, kind van God, as jy vandag hier vanaf stap, dan stap jy met die wete, die Gees van God is in jou, ek het nie meer ruimte vir negatiewe goed nie, vir sonde, vir verkeerde dinge nie, dit wat hier agter is, bly agter, ek laat dit nie meer toe in my hart nie, in my gedagtes nie, maar ek stap hierdie pad met 'n passie, want God is met my, al gaan die skip sink, het God 'n plan daarmee, hy sal 'n ander skip gee, hy het ook, hy sal 'n ander roete dalk gee, dit was koud manne, daai manne het baie koud gekry, dit was nat, maar hy skryf nie en sê, mense, die pyn was verskriklik, en nog erger is hierdie koue en die nattigheid, en ons was baie honger gewees nie, hy skryf, van siele, en hulle gasvryheid, en hoe God gewerk het, en die werking van God, want dis wat my en jou sterk maak, hy het geweet, skryf hy daar, hoe swaar hy kry, dat ons rede om te sê, dit gaan swaar. Maar wat hy daar geskryf het, is Heilige Gees gelei, hy gee ons rede om te lewe. Amen. En dit maak my opgewonde. Dit maak my super opgewonde. Jy het rede om te lewe. As jy gedink het jou lewe is by, Gustaf, as jy gedink het, nee maat, dit is net my besigheid, ek wil julle vandag van ding vertel, God gaan elkeen kragtig gebruik. Moenie dat jou skip sink, voor God jou gebruik nie. Kom liewer by die plek wat jy sê, Here asseblief, laat my skip toch net nie sink nie. Ek dink as Paulus voor die tyd gebid het, al lang terug, Here, die skip net nie sink, het hy dalk nooit gesink nie. Dalk het hy nou net geanker daar by Melite in 'n storm, maar hy het dit nooit gebid nie. Wat jy bid, sal God gee. Maar as 'n tyd, wat jy moet nee sê vir baie dinge in die lewe. As 'n tyd, wat jy moet nee sê vir die ou gewoontes, die ou mens. Jy's gedoop, jy's 'n nuwe mens. Met ander woorde, hoekom keer jy terug na die ou mens toe? Daar's nie 'n rede vir dit nie.
Het jy geweet die evangelie van Jesus Christus, die hele Bybel, het nie een verskoning in hom nie? Nie een nie. Verskoon my asseblief Sondag, verskoon my hier, verskoon my by die manne bid hier, verskoon my asseblief, ek kan nie nou opdaag nie, verskoon my. Mense, dit bestaan nie. Hoe sou dit lyk as Jesus gesê het, nee man, verskoon my eers, ek is moeg, ek gaan nou eers rus. Hy sit tot by 'n vrou by die put, waar hy moeg en honger is, en hy bedien haar. Hy hang in 'n houtkruis. Prys die Here. Kom ons gee hom 'n hande klap. Hy hang in 'n houtkruis. Hy hang in 'n houtkruis. Wat doen hy in daai houtkruis? Dit maak my opgewonde. Jy moet vrek baie pyn hê, né? Ek kan my dit nie aandink nie. Jy moet baie pyn hê in daai houtkruis. Dan kla ons baie keer oor die klein goedjies. Ons meester hang in die houtkruis en hy verkondig die evangelie aan 'n man wat regs van hom hang. Hy sê, ek sien jou vandag in die paradys. Dis die joy. Die Here gaan jou in die paradys sien, dis jou joy. Hou op, kind van God. Kla, murmureer. Dis hoekom die Israeliete nie hulle beloftes kon kry nie, deur die woestyn nie. God verdra nie 'n geklaarheid nie. Ek sê dit vir jou reguit. God verdra nie 'n geklaarheid nie. Baie mense tot hulle gebede kla hulle. Nee, ons kla nie. Ons kom in joy. Here, ek vat hierdie oorwinning. Here, ek is siek, maar ek vat hierdie oorwinning. Here, my finansies lyk nie goed nie, maar ek vat hierdie oorwinning. Here, help my, Here, help my. Nee, jy's nie in 'n see besig om te verdrink nie. Jy staan in die gees en autoriteit. Jy staan autoriteit, lewe dit uit. Julle ken daai ding van, ons sit nie op 'n plesierboot nie, mense. 'n Christen sit nie op 'n plesierboot waar almal kom jou bedien nie. Jy sit op 'n reddingsskip. Daai mense wat dit nie maak, jy gaan haal jy. Ons wil nie bedien word nie, ons wil bedien. So dis hoekom God ons daar gestel het. Elke dag moet jy jouself al vra, vir wie kan ek vandag iets beteken, Here? Vir wie kan ek net bemoedig? Vir wie kan ek net vandag bid? Vir wie kan ek 'n verskil maak in hierdie dag? Vir wie kan ek vandag opstaan, Vader? Waar kan U my net gebruik? Here, ek wil nie wag tot my skipie sink en dan gebruik U my, tot die slang my pik en dan gebruik U my nie. Here, ek wil sommer dit soos 'n Paulus net doen. Ek wil dit soos 'n Petrus net doen. Baie wil dit soos 'n Lukas doen. Lukas was nooit in 'n tronk nie. Hy was nooit doodgemartel nie. Lukas was nooit in gevare nie. Want hy het altyd gepraktiseer en daai het sy evangelie verkondig. Jy sal sien, daar is mense wat sê hy is doodgemartel, is 'n leuen. Dis nie waarheid nie. Lukas het op 85 jaar het hy gesterf. Lukas het 'n lang lewe gehad. Maar hy was een van die 12 apostels wat hierdie harde pad moes stap en vervolg was en wat gesterf het nie. Soos 'n Paulus ook nie. Maar God het Lukas weer gebruik in 'n baie spesiale bediening. En ek wil hê om dit onthou. Daar waar die apostels in tronke en plekke sit, kon die dokter hulle gaan besoek het. As 'n dokter. En dan kon hy vir hulle kos gee, anders sou hulle sterf van die honger. So het God hom gebruik. En kon hy vir hulle mediese behandeling gee, en hy het goeie mediese behandeling. Hy was 'n goeie dokter, sê hulle. So, God het 'n plan vir elke saak. Daar gaan dalk 'n Lukas so in jou pad stap, die dag wanneer jy voel, jy kan nou net nie meer nie, maar dalk gebruik God jou as 'n Lukas. Maar as 'n tyd, kind van God, wat jy moet opstaan, dis van hierdie dag af. Wat alles wat nie reg is nie, sê voor nee. Koudheid, slapheid, verkeerde dinge. Het julle gesien ons area, hoe lyk dit? Die kerke, hier's te veel kerke, en die malls is almal leeg. Julle gesien, die malls is leeg, want hier is te veel kerke. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen van Satan. Hierdie malls is vol. En oral is te veel mense teen die strand en oral, dis nie vakansiegangers nie. En baie mense besluit om 'n rit op 'n Sondag te doen. Hulle het nie meer respek vir God om te sê, dis my dag met God nie. Het julle gesien wat God gaan maak in hierdie land, in hierdie Mosselbaai, as ons nie reg geruk nie? Ek het in die Bybel gesien wat God doen. Ons kan die verskil maak dat God Mosselbaai seën. Ons kan die verskil maak dat God deur ewige lig hierdie evangelie wyd laat uitgaan. Wyd, want ons doel is siele. Jy sit vandag hier om 'n woord te kry, maar ek het vir jou nuus. Jy sit vandag hier omdat God jou wil gebruik. Sê nee vir passiwiteit. Kry jou hart voor God reg. God wil jou gebruik. Elkeen wat hier sit, God het 'n afspraak in hierdie 8 uur diens vandag met jou, om vir jou te sê, my kind, ek plaas my gees in jou, nie dat jy stil moet sit nie, maar dat jy in fire moet begin beweeg,
en 'n verskil moet maak. Amen. God wil jou gebruik en hy wil jou kragtig gebruik. Mense, daar is nie meer tyd vir slaap nie. Daar is nie meer tyd om terug te staan nie. Ek sê vir jou vandag, 'n blinde stap hier in en hy stap sy mediese toestand verander hier, klaar, einde van die saak. Sy lewe begin nuut. Want Jesus leer ons om vir blindes te bid en hulle sien. Jesus leer ons om vir siekes te bid en hulle genees. Nie daai storieetjie van oor tyd sê jy genees. Ek glo nie in daai ding nie. Here genees nou. Laat daar lig wees nou. Laat daar lewe wees nou. Laat daar grense wees nou. Jesus kyk na die blindes en sê, julle geloof, julle gered. En dit is wat moet begin. Wanneer gaan mense glo? As hulle sien hoe jy in geloof staan. Wanneer gaan mense omdraai? Wanneer hulle sien hoe jy lewe. As hulle die evangelie in jou kan sien. Dan wil ek die laaste goeie nuus vir jou gee. Wat sê die woord van een bekeerling? Die engele juig. Hoe juig die engele nie vandag oor julle nie? Julle het nie vandag bekeer nie, maar julle neem 'n posisie in. En in die hemel is daar stilte en daar's die engele wag in die gees van God om kragtig deur jou te werk. Met ander woorde, jy kind van God is geaktiveer vandag in die salwing van God. En as jy in jou gedagtegang, jou geloof nog nie reg is nie, gaan bid. Kom in lyn. 12 disippels staan. Petrus sê, Here, wie sal ons volg as jy nie volg nie? Here kyk na hulle en sê, goed Petrus, kom julle, maar tussen julle 12 is daar nog een duiwel. Dit staan daar, gaan lees nie. Het jy geweet daar is 'n 666 in die Bybel, ook Johannes 6 vanaf vers 66, dis die 666, mos in elk geval, wat mooi vir ons uitgebeeld word in Openbaring 13 en 14, daai 666 sê, en hulle het Jesus nie meer gevolg nie, dis wat daai vers sê. So suiwer is ons Bybel. So suiwer is ons Bybel. Volg Jesus ten alle tye. Doen wat Jesus behaag. In jou lewe, kom in lyn. En dan kry jy storms, as die Heilige Gees jou lei, soos 'n Petrus en 'n Paulus in tronke beland het, omdat hulle luister na die Heilige Gees. Dan was hulle vol joy, in 'n tronk. Daai tronke was gehavend. Hoekom was hulle vol joy? Want as die Gees van God ons lei, gaan hier iets groot uitkom. Kom ons begin verheerlik die Here, kom ons begin bid, en dis wat hulle doen. En elke keer gee God groter dinge. So, hoe meer die aanvalle daar is, en die teenspoed daar is, dankie Here, hier gaan iets groot uitkom. Stop jou wil, God se wil. En God gee vir jou 'n visie vir lewe. En jou visie is suksesvol. Amen. Amen. Prys die Here. Ek is opgewonde. Wie is nog opgewonde? Yes. Amen. Prys die Here. Fire, 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 fire. Mense, julle gaan hierdie week uit en julle wen siele. Julle bring siele in. En ons draai hulle om. Ons doop hulle, ons doop hulle, ons doop hulle. Ons hardloop tot ons in die nuwe gebou is. Daar gaan ons 2 doopbaden sê. Maar hier, daai groot doopbad van Vader, ons gaan doop. Ons gaan doop. Ons doop hulle. Julle 2, prys die Here. Hier kom 'n groot ding. Kom 'n groot ding. Amen. Prys die Here. Is julle reg vir dit? Nee, dis dood. Is julle reg vir dit? Yes. Amen. Amen. My sis, Here gaan jou nog kragtig gebruik. Here het groter planne vir jou. Jy dink nog jy flout en kyk die dinge uit. God berei jou voor. Jy gaan kom en sê, hoorie, ek wil dit doen, en ek sien, dit moet ons doen. En dan sê die Here, kom my kind, kom. En ek sien dit kom. Jy het daai vermoë, jy's fire, ek weet dit. Here God het 'n plan vir elkeen. Amen. Ja, prys die Here, prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U Here God vir die liefde en guns, genade en vir die vrede, Here. Ek dank U Here dat U ons in diepte en nou geneem het. Vader, ek dank U Here God dat U salwing op elkeen sal rus, Here, en niemand, Here, gaan hier vandag uitstap, Here. Anders is om vuur in hulle te hê. Nie net oor lewenskeuses, oor die preek nie, oor die aanraking. Oor die salwing, oor die teenwoordigheid. Ek dank U vandag, Here, vir wat U beplan, vir wat gaan gebeur. Ek is opgewonde daaroor, Here. Ek is opgewonde oor elkeen wat terugkom sê, ek het hierdie siel gewen. Ek het hierdie ou bereik. Ek is besig met hierdie vrou. Hierdie huwelik sal weer werk. Hierdie siek het ek voor gebid en God het genees. Vader, dat die Heilige Gees mee sal werk. Vader, ek pleit vandag by U
dat ons nie net 'n normale kerk sal wees wat kerk hou nie. Maar dat ons bedien soos wat Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes, elkeen van hulle 4 bedien het, Here, in die krag bedien het, in die salwing bedien het, en Here, dat die gety vir elkeen kragtig sal draai. Ek eer U daarvoor, o God. Dis groter dinge op pad, Here, en ons is deel daarvan, daarom is ons so opgewonde, in Jesus naam. Amen, amen en amen. In Lukas 4 wil ek net vir jou lees weer eens, as jy kyk na vers 4, maar Jesus antwoord te sê vir hom, dis vir die bose, en dis wat jy vanavond moet sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Van elke woord van God. Het God oor jou dood gespreek? Nee. Het God jou lewe laat jy moet suffer? Nee. Dis ons keuses. Keuses maak baie keer. En hoe jy opgetree het, sonde gestaan het. Maar die Here sê vir jou direk, hy sê wat vir jou? Hy sê, hy wil jou, hy gee lewe, hy wil jou laat lewe. Jy gaan lewe van elke woord van God. Vat dit vandag, 'n lewe voluit. Amen. Amen. Prys die Here.